Nou, goeiemôre, goeiemiddag, goeienaand en watter ook al tyd jy hierdie video kyk, wil ek vir jou net baie welkom sê. En vanoggend, vandag, soos wat ons gewoond is, gaan ons begin met 'n bietjie van 'n ysbreker om die gesprek net op 'n ligter noot 'n bietjie te begin. So, kom ons begin met 'n eerlike vraag. Wanneer laas het jy besef dat jy regtig waar verkeerd was oor iemand? Of wanneer het jy dalk iemand op 'n afstand gehou en net om later te ontdek dat jy hulle eintlik net heeltemal verkeerd verstaan het? So laat elkeen deel en moedig almal aan in die groep om eerlik te deel vanoggend oor so 'n geval, want ek dink almal van ons was al in so 'n plek gewees. Lekker gesels. Daar sê, welkom terug. Ek hoop julle kon lekker gesels het. En vir vandag se sessie gaan ons 'n bietjie gesels oor Petrus. En in Handelinge 10 kry ons een van die ongelooflike radikale oomblik wat in die vroeë kerk plaasgevind het. Petrus is besig om te bid en hy is op gebou se dak en hy raak honger. En in daai oomblik kry hy ook 'n visioen. Dis 'n groot doek wat uit die hemele uitdaal met 'n klomp verskillende diere wat op hierdie doek aangeteken is. Rein en onrein volgens die Joodse wet, en daar's 'n stem wat sê, staan op Petrus, slag en eet. Sien, Petrus antwoord onmiddellik in daai oomblik en hy sê vir die Here, maar beslis nie, Here. Ek het nog nooit iets onrein geëet nie. En in daai oomblik, dit wat Petrus sê, kan 'n mens optel. Hy het gedink hy's geestelik korrek. Hy het gedink hy doen die geestelike regte ding. Hy glo hy beskerm sy eie heiligheid in die oomblik. Maar God antwoord hom en God sê vir hom, wat God rein verklaar het, mag jy nie as onrein beskou nie. En wat hier gebeur is iets eintlik ongelooflik dieps wat plaasvind. Want God konfronteer in daai oomblik nie net Petrus se sonde nie, maar hy konfronteer ook Petrus se kategorieë wat hy het. Sien, Petrus het nie mense noodwendig gehaat nie, maar hy het geglo daar's 'n ons en daar's 'n hulle. En daai twee groepe is apart van mekaar. Sien, kort nadat hierdie visioen aan Petrus verskyn het, dan kom die manne van Kornelius, wat 'n Romeinse offisier was. En hy was 'n heiden gewees. Hy was 'n verteenwoordiger van die besettingsmag wat op daai stadium oor die bekende wêreld geheers het. Hy was die tipe persoon wat jy juis nie na jou huis toe nooi nie. Maar die Gees van die Here sê daar vir Petrus, gaan saam met hulle, sonder om te huiwer. En die deur van die evangelie op daai stadium skuif oop. En dit begin nie by Kornelius nie. Dit begin by Petrus self se hart. So voordat ons verder gaan, kom ons gesels weer so 'n bietjie. Waar kan jy in jou lewe goeie bedoelings hê, maar op dieselfde tyd beperk dit jou ook? Het jy al gedink jy beskerm die waarheid, maar eintlik was jy besig om jou eie gemak te beskerm? En watter ons en hulle groepe dink jy bestaan daar vandag? Nie net in my en jou lewe nie, maar ook in ons gemeenskappe en waar ons in die wêreld om ons beweeg. Dalk het jy 'n persoonlike storie van so iets. Maar vat so 'n paar minute en gesels so 'n bietjie saam. Daar sê ek hoop julle kon lekker gesels het. En hier's die dramatiese oomblik toe Petrus met Kornelius hulle besig was. Terwyl Petrus nog besig is om te praat, val die Heilige Gees op hierdie heidene. Hulle ontmoet die Here. En op daai stadium, hulle is nie besny nie, hulle het nie die Joodse gebruike aangeneem nie.
Hulle was nie kultureel aangepas tot die mense wat soos Petrus was nie. Maar wat gebeur is, God beweeg eerste. En in daai oomblik is die disippels so verbaas. Die skrif sê daar vir ons, die gelowiges wat saam met Petrus gekom het, was verstom. En hoekom? Want God het hulle teologie verbygevat. God het hulle verstaan van hoe God werk, van hoe genade werk, heeltemal kom afbreek en kom oorskryf. Maar hier is die konfronterende waarheid wat ook daarin gelê het. Partykeer is die Heilige Gees klaar besig om in mense te werk, wat ek en jy nie wil inlaat nie. En meeste van die tyd werk God buite my en jou verwysingsraamwerk. Sien, die gevaar in dit is baie subtiel. Want ons kan dink ons beskerm suiwerheid, maar eintlik beskerm ons net ons eie ego of ons eie voorkeure. Sien, ons kan dink ons beskerm die waarheid, maar eintlik beskerm ons net ons eie kultuur. Sien, Petrus moes geleer het, die koninkryk van God gaan nie oor 'n etniese groep nie. Dit gaan nie oor 'n spesifieke kultuur nie. Dit is ook nie klasverbonde nie. Dit is genade gebonde. En dit beteken prakties dat as ons Jesus volg, dan kan ons nie tafels rondom gemak alleen bou nie. Ons moet vra, waar is die Gees alreeds besig? Selfs al maak dit my ongemaklik. En hier is 'n diep punt. Petrus gaan later in Handelinge 11 en hy word gekritiseer vir dit wat hy gedoen het. Hy moes sy besluit wat hy gemaak het verdedig. En dit beteken dat wanneer ek en jy grense oorsteek in gehoorsaamheid aan God, sal mense dit nie altyd verstaan nie. Maar die waarheid is gehoorsaamheid is belangriker as goedkeuring. Gehoorsaamheid aan God is belangriker as die goedkeuring van die samelewing en die mense daar buite. Vir 'n laaste gesprek wil ek julle vra om 'n bietjie te gesels. Is daar 'n groep mense wat jy dalk geestelik op 'n afstand hou? Is daar dalk iemand wat jy verkeerd gelabel het? Iemand wat jy verkeerd opsom? En wat sou dit beteken om hierdie week prakties een van daai grense oor te steek? En ek wil julle vra om spesifiek te wees. 'n koffieafspraak. 'n gesprek sonder om te oordeel, hoe moeilik dit ook is. Dalk 'n eenvoudige uitnodiging vir 'n ete. Om iemand fisies by jou tafel te kom laat sit wat jy nie gewoonlik sou nie. En skryf dalk daai naam neer. Dis nie net 'n teorie nie. Maak dit iets prakties, iets tasbaar wat jy saam met jou kan vat. En wanneer jy vandag gaan afsluit, bid saam en vra die Here dat hy die onbewuste vooroordeele wat ek en jy het, dat hy dit vir ons sal wys. Dat ons harte sal sag bly teenoor die mense om ons. En dat ons as 'n groep ook gehoorsaam sal wees, selfs wanneer dit ongemaklik is. Dalk moet julle net saggies saam bid en vir die Here sê, maar Here, wys my waar ek dalk my tafel te klein maak. Sien, Petrus het gedink hy verstaan die koninkryk, totdat God sy grense kom verskuif het. En die vraag vir ons is nie, is ek lief vir die mense soos ek nie. Die vraag is ek gehoorsaam wanneer God mense anders as ek ook innooi? Wanneer die tafel van Jesus groei, nie net deur gemak nie. Sien, die tafel van Jesus groei deur gehoorsaamheid. Mag ek en jy in daai gehoorsaamheid intree en in dit ook leef. Vriende, julle moet 'n lekker aand hê, lekker verder gesels. En ons sien mekaar weer volgende week.